Goeiedag Frans, ja, dis Kobus Visser, die Viking hierso, en ek is geëerd om vandag op jou kookprogram te wees, en ek sien uit daarna 'n bietjie met jou te deel. Maar voor ons daarby uitkom, net om so 'n bietjie te sê waarmee ek besig is tans, is ek is besig tans met my boek wat ek gelons het te versprei, is loop deur 4 wat ook al dit vat, en om inspirerende praatjies te gee by maatskappye, by spanboue, en om mense te kry om oor 4 te loop. En die rede daarvoor is om mense te inspireer om te wys dat die onmoontlike moontlike is en dat môre die son ook gaan skyn. Vandag deel ek met julle my resep van my favourite dis buffalo vlerkies. Nou wat is buffalo vlerkies? Vir my, ek noem dit die buffelvlerke, maar dit is soos die kos van 'n kryger. Jy sien, dit is nie net vir my happy nie, dit is vir my meer soos 'n metafoor van transformasie. As jy vat, oorspronklik was dit soos 'n appelstukkie gewees, dit was bedoel vir sop en vir die asblik en vir ons viervoetiges. Maar as gevolg van druk en omstandighede en tyd wat gegaan het, en is dit gedruk deur 4 en 'n vrou wat eendag besluit het om iets nuuts te probeer. Vra kryger van 'n man, sal ek so sal sê, jy weet. En vandag is dit soos 'n gereg vir kampioene. Nou, die ding is met buffelvlerke wat vir my so is, dit is soos 'n Viking. Dis nie gebore uit leksheid nie, maar gesmee in vuur. Jy sien, wat onder weggegooi het, word deur hitte en durf omskep in iets legendary, as ek dit so kan sê. Dis nie hoe jy begin nie, dis hoe jy besluit om te verskyn in die wêreld, met geur, met vuur en met nalatenskap. So hierdie is 'n simboliek vir my van dat vuur wat nie vernietig nie, maar dit vorm. Jy weet, druk wat nie breek nie, maar bou. En eenvoud wat verander in iets wat die wêreld nie kan ignoreer nie. So hierdie is vandag die resep wat ek julle mee gaan deel. Ek hoop julle 'n monde water al, soos wat ek van praat. So hier is die bestanddele vir Kobus Visser se buffelvlerkies, die kryger se kos. So wat het jy nodig? So Frans, jy het 500 gram hoendervlerkies nodig. Jy gaan hulle in 'n geurende marinade week. Nou die marinade het die volgende nodig: 10 gram paprika, 10 gram rooi peper, cayenne of iets pittigs, 5 gram knoffelpoeier, 10 gram rissievlokkies, 5 gram sout, 500 ml karringmelk, en dit is maar om die vleisie bietjie sag te maak en sappig te maak op die einde van die dag. En dan ons tweede stap gaan wees om die meelmengsel om dit in te rol. So wat ons gaan doen, ons gaan 1 kg se koekmeel vat, 3 eetlepels mielieblom, en dan gaan ons hierdie selfde proses gebruik vir die speserye as die marinade: paprika, rooi peper, knoffelpoeier, rissievlokkies en sout, dieselfde hoeveelhede soos wat ons genoem is in die vorige stap, en ons gaan dit alles mooi meng en ons gaan dit basies deel maak van die hoendervlerkies. Die derde is die olie om te braai. 1 liter sonneblomolie of enige ander tipe van 'n braaiolie wat ons kan gebruik. En hier is die proses wat ons gaan doen. So eerste stap is, ons marineer die hoendervlerkies, ons meng al die speserye en karringmelk in 'n bak, ons voeg die hoendervlerkies by en meng goed, laat dit minstens 2 uur of oornag in die yskas marineer. Stap 2, berei die mengsel voor, waar ons meng die koekmeel, die mielieblom en dieselfde speserye soos wat ons genoem het in 'n bak. Rol die vlerkies in die meelmengsel, dan haal ons die vlerkies uit die marinade, moenie droog maak nie, en rol dit goed in die meelmengsel. Vir ekstra krakerigheid, doop dit weer in die marinade en rol weer in die meel. Stap 4, verhit die olie, gooi die olie in 'n diep pot of pan en verhit tot ongeveer 175 grade Celsius. As jy nie 'n termometer het nie, gooi 'n stukkie brood in. As dit begin sis en goudbruin raak, binne 'n minuut is die olie reg. So stap 5 dan is braai ons die vlerkies. Sit die vlerkies versigtig in die warm olie, braai vir hulle van ongeveer so 8 tot 10 minute of tot 'n goudbruin en gaar binne. Stap 6, dreineer en bedien. Haal uit en laat dreineer op die kombuispapier. Bedien met 'n sous van jou keuse, is either 'n lekker blou kasie, 'n sweet chili of net so pittig soos dit is. En 'n paar ander wenke is om te besef is, gebruik 'n karringmelk om die vleis bietjie sag te maak. En wil jy dit hê, dit moet nog meer soos 'n Viking sin smaak? Voeg vars gekapte brandressies of 'n bietjie heuning by jou sous vir daardie sweet, spicy klap.